Liewe luisteraar, baie welkom. Ons is besig om saam te reis met die tema Bede uit Romeine. En vandag staan ons stil by Romeine hoofstuk 13. Ons lees saam vanaf vers 8. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Ek lees hierdie teks weer. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Kom ons hou hierdie teks se gedagte in ons harte, en dan beweeg ons oor na gebed. Here Jesus, soms wens ons dat ons eerder maar net vir iemand 'n som geld in die hande kan stop. Kan ons nie maar net 'n blikkie kos gee nie? Kan ons nie maar net 'n donasie maak nie? Maar Here, U vra dat ons vir mekaar moet lief wees. En dit is nie so maklik nie, want soms raak ons kwaad vir mekaar, en soms ook met goeie rede. Soms is dit moeilik om mekaar in die oë te kyk, hoeveel te meer om vir mekaar lief te wees. Hoeveel te meer as die woord sê dat ons skuld dit aan mekaar, om vir mekaar lief te wees. Here, daar's mense wat ons soms voel verdien nie dit nie. Hulle verdien nie eers ons vriendskap nie, hoe moet ons nog vir hulle lief wees? Maar Here, ons besef ook in hierdie tyd wat opbou na Paasnaweek, dat ons ook nie U liefde verdien nie, Here. Here, die woord sê, Johannes 3 vers 16, nie dat U ons so lief gehad het nadat U U seun gestuur het nie, maar dat U vir ons so lief was, dat U U seun gestuur het. En dit beteken dat U vir ons reeds lief was, toe ons nog ver van U afgeleef het, in donkerte, toe ons nog in vyandskap teenoor U geleef het. Here, ons besef dat hierdie liefde nie iets is wat uit onsself gebore kan word nie. Daar is nie genetiese weergawes daarvan nie, en ons kan dit nie in hierdie wêreld ontdek nie. Die liefde waaraan ons dikwels vashou, is 'n baie transaksionele liefde. Ek gee as ek iets kan kry. Maar dan onthou ons ook 1 Johannes 4 wat vir ons sê, dat ware liefde is dit nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy kom bewys het, deurdat hy sy seun gestuur het. En Here, dan besef ons dat hierdie opofferende liefde, omdat dit nie uit onsself uitkom nie, kan ons dit nêrens kry nie, behalwe by U. Daarom bid ons vandag, Here, gee vir ons die liefde wat ons nodig het om mekaar lief te hê. Gee vir ons die liefde wat ons nodig het om vir U lief te hê. Want hoe kan ons sê ons het die Vader lief, die goeie herder lief, maar ons haat die skape? Hoe kan ons sê dat ons die Vader lief het, maar ons haat sy kinders? En as dit dan nodig is dat ons harte moet verander, dat daar hierdie hart van klip uit ons moet uitkom, sodat ons weer hart van vlees kan kry. As dit nodig is dat hierdie droë bene weer lewe moet kry, kom doen dit, Here. Kom wek in ons die begeerte om mekaar te bedien. Here, omdat U ook gedien het. Kom wek in ons die begeerte om vir mekaar om te gee, soos wat U kom omgee het. Die begeerte om mekaar se voete te was, soos U disippels se voete gewas het. Ons besef dat dit wat ons vra, nie 'n bloudruk is van hierdie wêreld nie, maar 100% in kontras staan van dit wat hierdie wêreld van ons versoek. Herinner ons dat ons in hierdie wêreld is, maar nie van die wêreld is nie. Dat ons soos sout in die wêreld is, soos lig in donkerte is. Maar dankie Here, dat ons anders kan wees, dat ons heilig kan wees, want U is heilig, anders kan wees, want U is anders. Vat ons in die hand,
Ons ken nie altyd hierdie roete nie. Dit is selfs vir ons vreemd. Selfs vir ons wat moontlik al 'n lang pad met U stap. Dit is nog steeds vir ons moeilik om liefde te betoon aan die wat ons glo dit nie verdien nie. Here, lei ons om ons kruis op te neem en te sterf in onsself en hierdie nuwe lewe in U op te neem. Dankie dat U genade vir ons so groot is, dat ons ook genade kan betoon en liefde kan toon aan selfs ons vyand. Ons loof en ons prys U naam. Amen.